Daar's nie iets anders wat jy nodig het nie. Jou siel smag na die lewende water, is Christus Jesus. O Here, U is hier vanoggend. U werk in ons. U is die een wat ons geloof begin. U is die een wat ons geloof stig, Here Jesus. U is die een wat dit tot volmaaktheid bring. Ons wil net kom rus vanoggend in U asemrowende presence. Come on, Holy Spirit, kom werk in ons harte. Aan U kom al die eer, al die lof, alles behoort aan U, Here. Deur U beweeg ons, deur U het ons wese, deur U bestaan ons is niks sonder U nie, Here. U sê U het ons gekies, ons het U gekies. Wow. Dat is net rus vanoggend, dat U is hier. U is met elkeen. Elkeen se sorge lê ons nou neer by Jesus Christus. Ons kan nie die goed dra nie. Ons gee alles vir U vanoggend. Dankie hiervoor, Here. Dankie vir die bediening van die Heilige Gees. Wow. U slap my asem weg. Dankie, Here Jesus. Help ons in ons ongeloof. Want vir U is alles moontlik. In Jesus naam. Amen, 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 amen. Amen. Dankie, band. Dankie, Here. Lekker. Is dit nie lekker om die Here te dien nie? Is dit nie lekker om 'n bietjie te stir nie? As 'n mens af is, dan stir jy jouself weer op. Jy weier om in 'n gat te gaan sit. Jy weier om te gaan lê. Jy kan nie net sê ek is meer as 'n oorwinnaar, maar jy lewe dit nie. Daar kom ander goed by jou mond uit nie. En dis wat ek heel week in my hart al waarmee die Here my praat. Ek het met 'n vriend van my gepraat wat 'n girlfriendjie het. Maar die girlfriendjie is nog nie 'n gelowige nie. En dit pla hom. En hy voel later aan gedisqualify. Hy voel nie meer waardig eers om die girlfriendjie aan te gaan mee nie. En om haar te red, tot bekering te bring nie. Dus daar's 'n leuen in die kerk ingekom. 'n denkwyse wat nie reg is nie, wat my krap. Christene, gelowiges wat klein, Romeine 8, niks kan jou skei van die liefde van God nie, tree op asof daar skeiding plaasgevind het, en diskwalifiseer hulle self, met die goed wat hulle sê, en dit krap my, ek kan nie dit aanvaar, en ek kan nie jou emosies kies bo dit wat God sê nie. As jy voel daar's 'n skeiding, dis 'n leuen, dis wat jy voel, jy suppose om dood te wees by die doop. Hy sê, niks kan jou skei nie. Romeine 6 sê by die doop, ek praat die hele tyd daaroor, en ek gaan seker die hele tyd daaroor praat, tot die res van my lewe toe nog, totdat dit manifesteer in die liggaam van Christus, en in my eie lewe, konstant elke dag doodgaan, en die een wat opstaan, die een wat lewe, is nie meer ek nie, maar Christus Jesus, en nie dit te sê nie, maar actually, dit te oordink en te mediteer en aanhou elke dag is dit by meditasie, ek staan op in Christus Jesus. Jy weet, ek dink nou daaraan daai Saint Patrick in Ierland, daai gebed wat hy geskryf het. Ek kan nie alles van daai gebed onthou nie, maar die goed wat hy verrig het in Ierland daai tyd is asemrowend. Dit is net van die Here af, maar hy in sy gebed sê hy, I bind myself to the death of Christ and to the resurrection of Christ, verstaan? En dit was regtig sy lewe gewees. Hy het homself gebind. Hy het elke dag was dit sy meditasie. Ek bind my in die dood van Christus en in die opstanding. Hy sê, as ek dood te gaan en saam met hom, dan sal ek sekerlik saam met hom heers. Maar dit help nie, ons sê dit hierdie goed nie. Dit moet jou meditasie word. Want die Bybel sê, soos 'n mens dink, so word hy. En dit is gevaarlik. Dit kom op dieselfde neer van, die regverdige sal uit geloof uitlewe. So die goed wat ek bedink, en die goed wat by my mond uitkom, is die manifestasie in my lewe. As dit nou goed of sleg is. As dit sleg is, die manifestasie sal daar wees. God sê in Galasiërs 6, hy laat nie met hom spot nie, dit wat Jesaja sê jy maai. So as jy die hele tyd 'n ongeloof gaan saai, en nie die moontlike gaan saai, want hy waarsku jou, hy sê, onthou Maria, wat by mens onmoontlik is by my moontlik.
So jou meditasie gaan nie op wat jy kan uitfigure of op wat jou realiteit is van moontlik wees nie. Dis nie geloof nie. Hy sê, ek soek juist, jy wat moet voel, dis onmoontlik. Nou kom jy in die regte area, want nou is alles by my moontlik. Maar dit is nodig vir jou dat jy moet doodgaan by die doop. En dat jy kan saam met hom heers in geloof. Want ek kan nie hierdie verkeerde denkwyse, het krap my. En ek het soveel skrif wat ek wil deel vanoggend. As die Here, jy weet, ek is vasgehoek nou by Galasiërs, en Galasiërs 3, vers 1, sit in gou Galasiërs 3 vers 1 op, net om 'n prentjie te skep van Paulus se denkwyse, sy bekommernis oor hierdie gemeente, dit is nie eens 'n Joodse gemeente nie, dis heidene, maar hulle het op een of ander merkwaardige manier die Joodse wet vir hulle aangetrek. As ek praat van die Joodse wet, ons doen dit baie. As jy onder 'n veroordeling kom, of as by jou mond woorde uitkom van sê, ek is seker maar nie 'n waardige ou nie, of ek is seker, dis seker nie vir my bedoel nie, dis vir die ander ou bedoel, of whatever, hoe baie ons onsself kan disqualify. Vir Paulus sê hy, vir die liggaam van Christus, vir die kerk van Jesus Christus, die prys wat betaal is, hoekom hy gesterf het, sodat die bruid gebore kan word, die kerk kan manifest. Hy sê, as daai denkwyse in die kerk inkom, is hulle powerless. En volgens Paulus sê hy, julle as gelowiges, as kinders van die Here, as mense wat dood is saam met Christus, en weer opgestaan het, as jy uit die water uitkom, en is Christus wat lewe, hy sê, daai spul mense, hulle is dangerous. Hulle is gevaarlik. Want hulle dink anders as die res van die wêreld. Hulle lewe nog in die wêreld, ja, maar hulle is nie van die wêreld nie. Hulle word nie beïnvloed nie. Hulle denke word nie besmet met unbelief nie. Hulle denke is nie besmet met, dit is seker nie moontlik nie, want dit is nie realiteit nie. Die realiteit was, Maria was 'n virgin en sy het nog steeds swanger geword. So dit gaan nie altyd jou realiteit pas nie. Maar dit is moontlik by God. Dit is ons realiteit. Ons heers uit hemelse sfere uit. Ons denkwyse, alles, do not be conformed to the world. Moenie eers in die manier van die wêreld dink en redeneer nie, want jy gaan op 'n dead end uitkom die hele tyd. En Paulus praat met die kerk, hy sê vir hulle Galasiërs 3 vers 1, you poor and silly and thoughtless and unreflecting and senseless Galatians, who fascinated, jou mind, ons almal is fascinated, konstant met al die liggies wat skyn daar buite, who fascinated or bewitched or cast a spell over you, unto whom right before your very eyes Jesus Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Hy sê, ons het Christus, die volmaakwerk van die kruis, so erg gepreek. Hy sê, julle kon dit as 'n ware sien geskilder voor julle. Hy sê, julle kon sien dat Jesus het die werk aan die kruis gedoen. Hoe kan jy durf om te sê, jy is nie waardig nie, of daar's nog iets wat jy moet byvoeg uit jou werke uit tot jou redding, sodat jy kamstig kan worthy voel. Hy sê, weet julle so bewitched, dit was nooit jou werke van die begin af nie. Hy sê vir Timoteus, as jy unfaithful is, onthou net, he remains faithful. En ek dink baie aan Pieter Baan se preek. Hy sê, jou blessing kan jy nie koppel met jou faithfulness nie. Hoe baie jy kerk toe kom, of whatever nie. Dis as gevolg van hy wat faithful is. Want daar kan baie keer mense kerk toe kom die hele tyd, elke Sondag, en dan kom 'n ander ou wat net een keer 'n maand of een keer in 2 maande kerk toe kom, maar hy word gebless uit sy skoene uit. Dis 'n gevaarlike denkwyse om te dink dat jou faithfulness, jou bydra, jou kerk attendance of jou manier van hoe oulik jy is, by te voeg of so te begin dink en dit by jou blessing te sit. Hy sê, hier is omdat hy faithful is. Maar ek wil vanoggend praat oor, nie om jouself te diskwalifiseer nie, want hierso is 'n gemeente wat werke laat inkom het. Denkwys, as ek praat van die wet, dan sê ek soos enige tipe denkwys wat jy sê, of jy diskwalifiseer jouself, om jouself in 'n gemaklike sone te sit, toekomstig, omdat dit gaan soos wat dit gaan in jou lewe. Maak 'n sin wat ek sê. En dan klink dit reg, in 'n oomblik, in 'n gesprek. Maar dit is so teen
teen wat Jesus gesê het, teen wat hy gesê het, of vir my en jou om te gaan rus in die werk van die kruis. Om te rus in die werk van die kruis, kom by die mond uit, waarvan die hart van vol is op die mond van oor. Jy diskwalifiseer nie jouself, jy te sê, maar ek is nie waardig nie, ek kan nie hierdie meisie van my eers red nie, want ek het gevoel, ek stap 5000 tree van die Here af, maar nuus vir jou, as jy unfaithful is, hy remain faithful. Jy kan voel, jy stap 5000 kilometer weg van die Here af, hy is faithful. In jou unfaithfulness bly hy faithful. En moet jy nie sê, jy is nie gekwalify nie, of jy is nie waardig om eers 'n woord vir iemand te gee nie, omdat jy voel, jy verstaan dalk nie reg nie, of jy is 5000 meter weggeloop. Het gaan nie daaroor nie, want hy het geweet, in jou unfaithfulness is hy faithful. Hy kan nie teruggaan teen sy woord nie. Hy het jou foute, wat jy sou gemaak het in die toekoms, ingereken by die dag toe jy gered het en jy gedoop is. Jy het hom nie omkant gevang nie. En as jy omdraai, dan kom jy agter, hy is nooit hierso. Jy loop jouself die hele tyd in die Here Jesus vas, omdat hy is faithful. En daar kan niks wees van jou kant af, wat maak, ek is oulik, dis hoekom die Here my bless nie. Nee, dis as gevolg van sy faithfulness. En dit is wanneer ons as die kerk daarin gaan rus, in die klare werk van die kruis, van die feit dat hy faithful is, al is ek unfaithful, my stirring in my hart, my rigtingwyser, my denkpatroon, my meditasie is, hy is faithful. Ek gaan nie gaan op my werke en wat ek kan byvoeg, om vir hom dalk te laat voel, Tron is nou oulik, hy preek elke sondagie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor, Tron is nie oulik omdat ek preek nie, Tron is oulik omdat ek vertrou in sy faithfulness, al is ek unfaithful. My meditasie is in hom en in sy genade, en hoe hy barmhartig is en nie vir my gee wat ek wel verdien nie. Dit is mercy. Is jy kry nie wat jy wel verdien. En genade is, jy ontvang wat jy nie verdien nie. Maar daai werk aan die kruis, dit was ek moes daar gewees het. Dis my sonde aan die kruis. Dis barmhartigheid wat hy betoon teenoor my. Hy sê, daai was vir jou bedoel, maar ek vat dit. En nou gee ek vir jou die genade, wat nie vir jou bedoel is nie. En jy kan daarin wandel. Jy kan in my faithfulness wandel. Maar hierdie wat Paulus hier praat met die Galasiërs, hy sê, dis omdat daai verkeerde denkwyse, daai wettiese werk denkwyse van al, jy voel nou, jy het geslip, jy is dalk unfaithful teenoor die Here, en nou wil jy gou vinnig iets doen om dit te fix. Hy sê, who bewitched you? Wie, het jy gedink, het jy gedink, daar is iets wat jy bygevoeg het tot jou redding? Nee, ek sê altyd, al wat ek bygebring het, al wat ek gebring het aan die tafel toe, is my sonde. Ek het niks goeds gehad nie. Nou, is dit nie meer ek wat lewe nie. Ek is dood onder die water. En ek staan op saam met Christus. Ek lewe in sy faithfulness. Soos die seun wat, die pa wat gevra het, want sy seun is vol onrein geeste in Markus 9. Hy sê, Here, as u kan, wil u nie iets doen nie. Jesus is vir hom, as ek kan. Wat sy denkwyse is dit as ek kan? Hy sê vir die een wat glo, is alles moontlik. Hy sê, okay, Here, help my dan my ongeloof. Want ek wil lewe in sy faithfulness. Dis sy geloof. Hy is die begin, hy is die volëinder daarvan. Dis 'n fantastiese rus vir die kerk om in te gaan. En Paulus spreek hierdie goed vir die Galasiërs. Hy sê, ouens, waar is julle? Wat het hier ingekom? Dink julle nou, daar's iets wat julle kan doen om oulik te wees? Hy sê, die oulikste sal wees as julle gaan vertrou dat ek my seun gestuur het en dat alles in die kruis volbring is en gedoen is vir jou om te lewe in die belofte, want hy is die belofte. Alles in hom is ja en amen. En dit is waar. Dis ons denkwyse. Dis wat ons wil faithful wees, wat beïnvloed dat hy nie kan doen wat hy wil in ons lewe nie, want as te veel van die ou wat suppose is om dood te wees, wat ons opbring en lewendig maak. En dan kom lol hy met al die faithfulness van Christus Jesus. En ek sê vir jou, dis die beste ding om te wandel in die faithfulness of Christ. Hy bly faithful, hy kan jou nie drop nie. Moenie try jou eie oulikheid inwerk daar nie. Die beste sal wees, is om te weet wie jy is in Christus en volgens dit te lewe. Dit is nie meer jy wat lewe nie, maar dit is hy wat lewe. Dat hierdie nie net nog 'n preek wees nie.
Asseblief, die is die gospel wat Paulus oor en oor en oor verkondig het. En so is daar nog baie. Kom ons gaan oor in die volgende hoofstuk van Galasiërs. Ons kyk net gou wat sê hy hierso. Dis die Dis baie wat ek wil lees. Kom ons kyk. Ek wil net hê jy moet sien wat Paulus se visie is vir die kerk. As jy al sy briewe gaan lees in Efesiërs en nou hier in Galasiërs ook. Hy fight met hulle. En dit is tot vandag toe nog die fight om ontslae te raak, om weg te beweeg van hierdie slaafmentaliteit af. Verstaan? Dat daar is nie iets wat jy kan doen nie. En tog, dit is, ek van Dr. Andries vra, ek van Pastor Juto vra, man al. As hulle die woord van God lees, hulle moet konstant hulle self in 'n plek bring, waar hulle net in genade vloei, en nie oorgaan in 'n manier van dink, of in 'n werke dink, of ietsie. Dis nie maklik nie. Maar jy gaan dit nie van self in reg kry nie. You don't just stumble upon the kingdom. Hy sê, first priority is seek the kingdom, seek his righteousness. Daai woordjie seek is om te unravel, om te explore, is om te beoefen. Dis nie net 'n lees van 'n Bybelversie nie, dis 'n lewe. Hy sê in Johannes 1 vers 4, hy sê in hom was die lewe, en die lewe was die lig, en die lig was in die mens. Sit gou Johannes 1 vers 4 op as jy kan vandag. Maar dis 'n lewe wat hy gebring het. Ons almal lê die klem op die lig, maar die lig kom as gevolg van die lewe wat uitgelewe word. Dis 'n meditasie, dis 'n verandering, dis 'n transformasie wat plaasvind. Dis hoekom hy sê bekeer julle konstant oor en oor. Bekeer beteken verander jou mind. Jy moet 'n commitment maak waar jy actually intentioneel gaan wees en elke dag opstaan en 'n besluit maak en sê ek gaan verander. Waar jy jouself in die spieël kyk en in die oë kyk en sê, weet jy wat, dis nie metron wat lewe nie, maar daar diep binne ek sien vir Christus Jesus. En die Here hoor my, ek gaan hom sien uitkom elke dag doen ek dit. Hy sê in Filippense, hy sal die werk wat hy begin het in jou volbring. Hy sê, in him was the life, and the life was the light of men. Dit is die lig, as jy wil lig skyn, almal sê altyd, skyn jou liggie, die liggie is die lewe. In him was the life. Dit is die lewe van Christus. Dit is wanneer ons, die sin van Christus, soos wat Korintiërs 2 of 3 sê, hier in die einde, hy sê, wie sal vir die Here raad gee? Wie ken die gedagtes van die Here? Hy sê, maar ons het die sin van Christus. Dis wanneer ons actually act op die impulses of Christ, die impossible, en nie met jou realiteit wat vir jou sin maak nie, maar wat by hom moontlik is. Dis hoekom ek love my geloof en is soos 'n kind en ek hou eintlik sal nie toelaat dat die wêreld my manier van glo beïnvloed nie. Ek sal bly glo soos 'n kind tot ek 80 is. En ek sal klink ook soos 'n kind tot ek 80 is. Want dit werk, want ek het geloof soos 'n kind nodig, nie iets wat sin maak nie. Ek het nodig om vir hom te glo. Want as ek vir hom glo, dan dit wat ek glo sal ek sien. Maar die wêreld sê nee, dit wat jy sien, dit is seeing is believing. Sê ek, dis I'm believing en dan sê jy see. Dis nie seeing is believing nie. Maar dit gaan oor die lewe. En dit gaan oor 'n transformasie. En 'n wilsbesluit elke dag wat jy maak as jy opstaan. Meditasie sê ek is dood. Ek is dood saam met Christus. Elke vrou wat hier sit wat gedoop is, daai moet jou meditasie wees elke dag. As jy besef wat gebeur het by jou doop, dat jy is dood, en jy staan op saam met Christus, hy sê, sekerlik sal ek dan sal ek heers saam met hom, en hy sê in Romeine, hy sê, ek sal heers in hierdie lewe, nie eendag in die hemel nie, die woord, die Bybel is vir nou, is beloftes vir nou. Kom ons gaan na Galasiërs 4 toe, 4 vers 1, hy sê, Galatians 4 vers 1, hy sê, now what I mean is that as long as the inheritor, heir, is a child under age, he does not differ from a slave, although he is the master of the estate. Dis baie van ons ons is die master van 'n estate, maar ons is nog kinders in ons denke. Ek het nou net gepraat van jou geloof soos 'n kind, maar die manier jy optree. Jy is al immaturity, jy is al die inheritance, maar jy wil dit nie vat nie. Come on. Hy sê,
But he is under guardians, administration, trustees until the date is fixed by his father. En daai date was fixed 2000 jaar terug. Ek sê maar jy hoef nie nog te wag nie. So we Jewish Christians also, when we were minors, were kept like slaves under the rules of the Hebrew ritual and subject to the elementary teachings of a system of external observations and regulations. Dis hy mindset, daai om jouself te disqualify, dis waarop dit neerkom. Hierdie hele law, hierdie hele godsdienstige rituals kom neer op dit. En Paulus wil die ding uit die kerk uit hê, want dit is besig om mense te vernietig. Hulle lewe nie die lewe van Christus nie. In him was the life and the life was the light of men. Daar is die lig nie, dis donkerte. Dis 'n nagmerrie. Hy sê ek wil uit hierdie slaafmentaliteit uitkom, want Christus Jesus het die prys kom betaal. Hy sê but when the proper time, vers 4, but when the proper time had fully come, God sent his son, born of a woman, born subject to the regulations of the law, sodat hy die law kan volbring. Hy sê to purchase, hy het dit gekoop, beslaaf betaal, to purchase the freedom to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's sons. Ek weet as hierdie nie jou mindset is, as hierdie nie jou meditasie is om to recognize te word as God's sons. En as ek sê sons, gaan nie oor 'n geslag nie, dit gaan oor 'n posisie. Dogters en seuns, vrouens en mans, dis vir almal. Dis 'n posisie wat jy het in Christus Jesus. Jy word erken as seuns van God. Hy sê ons is nie gemaak vir ons eie beeld nie. So daai ou moet doodgaan. Jy is nie gemaak vir jouself nie. In Genesis 1 vers 27, 26 sê God, kom ons maak mens in ons beeld as ons verteenwoordigers, dat hulle heers en mag en dominie hê oor alles op die aarde. Daai is die beeld van God. So as mense na ons kyk, dan sien hulle die refleksie van God, van die Vader, Jesus Christus, weerspieël op ons. Dieselfde soos Moses dit weerspieël het, maar sy nou is aan die verdwyn. Hy sê, ek mompel baie nou, maar as hierdie bediening met soveel heerlikheid gekom het, hoef nie net te meer die bediening met die Gees nie. Daai mense het uitgesien na wat ons het hierso. Dit wat ons het kan nie opweeg met die heerlikheid. Ag, dit wat hulle gehad het kan nie opweeg met die heerlikheid wat ons huidigelik in die kerk het nie. As ons maar net wil glo. As ons maar net hierdie transformasie wil aanvaar en God vertrou. Wow. Unstoppable. The church is unstoppable. To purchase the freedom of the ransom, to redeem, to atone for, die prys wat betaal is, those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's sons. Halleluja. Weet jy wat? Dit is hoe God kyk. Hy kyk na sonship. Jy disqualify jouself dalk. En dis niks wat God, dit is absoluut, dit is nie in sy vocabulary of in sy denkwyse nie. Wat in sy denkwyse is die prys is betaal, it's been purchased, it's been atoned for, en alles, en hy sien sonship op die kerk. En vir jou om anders te dink, om jouself te disqualify, praat teen die werk van die kruis. Weet jy wat se game speel jy met God dan? Om te sê, jy's 'n leenaar. Dis wat jy doen, om jouself te disqualify, om teen te praat, want God sê, jy's nou 'n seun, jy's 'n erfgenaam. Dis nie wysheid om te sê, jy is nie worthy nie, of jy praat, gaan nie oor wat jy dink of voel nie, jy's gedoop, jy's dood onder die water, jy ewig lewe is Christus Jesus, dit is wat die Vader sien. Moenie dat daai vloek uit jou mond uitkom nie. As jy claim jy glo in die Here Jesus Christus, dan praat jy groot goed al voel jy nie dit nie. Jy disqualify nie jouself en maak God tot 'n leenaar en maak jy werk aan die kruis en nullify jy alles nie. En sê wag, laat hy maar weer kom en sit ons hom weer aan die kruis. Miskien sal ek dan worthy voel. Jy doen nie dit nie. Jy gaan dood elke dag. Gaan oor 'n transformasie. Begin die proses, neem dit aan, glo die Here, vertrou hom met jou redding. En vertrou dat hy is faithful, al is jy unfaithful. Daar is iets wat jy kan byvoeg, en dit is omdat ons te veel wil byvoeg, dat ons nie daar uitkom nie.
Sonship, waarvan hy praat. Dis 'n liefdesverhouding. Van jy kom in 'n gebed in, nie met 'n slaafmentaliteit nie, maar as 'n ware seun van God. Hy sê hy wil hierdie slaafmentaliteit uit die Galasiërs uitklaar. Hy sê, weet julle so bewitched dat hierdie mindset teruggekom het in die kerk. Hy sê, julle is vry. It's purchased. Die ransom is betaal deur Jesus Christus. Sonship, soos wat hy het, has been conferred onto you. Asseblief kerk, operate uit daai manier uit. Moenie operate uit 'n slaafmentaliteit uit van, o Here, help, ek is besig om onder te gaan nie. God sien nie dit nie. Hy sien mense wat geresurrected saam met Christus. Dis wat hy sien. As ons dit maar net wil glo. Hy sien, daar word troon gedoop. Okay, sy lewe is uitgesort. Hy sien weer, daar's Johan Stein, hy word gedoop, sy lewe is uitgesort. Want hy gaan dood. Hy weet as hy uitkom onder die water, is dit Christus Jesus, alles is ja en amen. Dis 'n mindset. Wêreld leer jy om te wys wat jy short. Die Bybel sê vir jou, hierso is alles wat jy short. First seek the kingdom and all these things shall be added. Die issue is nie die added nie. Die focuspunt is die kingdom and his righteousness. His righteousness is his way of living, the same sin, the same thought, the same mind. That is his righteousness. You seek his righteousness. You seek his life. Because in him was the life, and the life was the light of men. Anders gaan jy nooit skyn nie. Jy moet die lewe wil hê. Wat is hier nog? Galasiërs 4 is vol. Hy sê, gaan gou vers 9, Galasiërs 4. Hy sê, now, however, that you have come to be acquainted with and understand and know the true God, onthou, hy het jou gekies, jy het nie omgekies nie, Johannes 15, or rather to be understood and known by God. How can you turn back to the weak and beggarly and worthless elementary things of all religions before Christ came, whose slaves you once more want to become? So, moenie jou disqualify nie, het gaan nie oor jou faithfulness nie, het gaan oor die faithfulness of Jesus Christ. En as jy fail, dat he remains faithful. Dit is nie wat jy kan byvoeg nie. Want anders gaan jy dit maak oor jou oulikheid. Ek is gebless as gevolg van die Here wat na my kyk en so manier. Nee. Ek is gebless. Want my mind is set on his faithfulness. Op sy genade, op wat hy gedoen het. Ek het niks nie. As ek gaan die hele tyd maak, dat is daar iets wat ek kan doen, Here, is daar iets wat ek vir jou kan doen, is daar nog iets wat ek by kan en goed, ek gaan nooit daarby uitkom nie. Dis 'n donker gat waarin jy gaan val. My mind is set on the finished work of Jesus Christ. Niks meer is wat ek kan byvoeg. Die kerk sal dangerous raak. Sal 'n magtige beweging raak. En dit is reeds 'n magtige beweging, maar dit sal nog. Dit sal nie net 'n kerk wees van mense wat kom elke Sondag en sit nie. Dis mense wat gaan opstaan. Mense wat gaan preek en woord uitvat in die wêreld en hande op mense lê en mense bedien en die lig gaan wees. Hoekom? Want ons se lewe. Mense wat actually die lewe aanneem en uitgaan in 'n real light shine. Come on. Ons maak klaar. Is nog so baie goed. Jou fokus moet wees op hoe lief God jou het. Dis vital. Want ek het hom nie gekies nie. Hy het my gekies. Ek was in die gehoor wat gesê het, kruisig hom. Ons almal was daar. And he came. And he touched me. Gaan oor die liefde, oor sonship that's been conferred onto us.
Dis liefde. As hy dit gedoen het, dan gaan hy nie stop nie. Jy hoef nie te wonder, is God kwaad vir my nie. Hy het jou gekies, nog toe jy 'n sondaar was. Hy het doodgegaan aan die kruis, toe jy gesê het, kruisig hom. Dis faithful. He remains faithful. Dis liefde. En omdat hy my lief het, operate ek uit liefde uit. As ek bid, as ek met hom praat, dan bid ek nie soos 'n stout seentjie wat pak slaam moet kry nie. Ek bid as iemand wat gekies is nog toe ek 'n sondaar was, nog toe ek gesê het kruisig hom, toe ek deel was van die mense in die gehoor. Dis liefde wat my kom kies het, wat my kom resurrect het. Ek bid uit 'n high area uit van die Papa is lief vir my. Nie uit 'n slaafmentaliteit uit nie. Uit 'n Papa mentaliteit, liefde. Hy beloon die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 6. Sit gou dit op. Hebreërs 11 vers 6 sê Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy sê die wie na hom toe moet kom. Hy sê but without faith it is impossible to please and to be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Hy beloon die wat hom soek. Maar dan moet jy glo dat hy sê dat hy is wat hy is. Jy moet glo dat hy is faithful, even al is jy unfaithful. Jy moet glo dat hy het alles gedoen. Jy moet glo dat daar is nie iets wat ek kan byvoeg nie. As jy dit glo, dan begin jy hom soek. As jy nie oortuig gaan wees daarvan nie, dan gaan jy hom nie regtig soek nie. Jy moet oortuig wees. Come on, laat daar stirring in jou kom. Want jy kan nie, jy gaan hierdie toets oor en oor en oor skryf die hele tyd. En hy sê, ek is 'n beloner van die wat my soek. Van die wat oortuig is, van die wat in sy faithfulness is. Wat nie in sy eie self-righteousness operate nie, but in the righteousness of Christ Jesus. Seek him. Diligently seek him out. Jou lewe is uitgesort. Is uitgesort for life. 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs, of kom ons gaan Matteus 13. Eers Matteus 13. Matteus 13, het ek gaan my skrif kry so. Dan gaan ons begin klaarmaak. Matteus 13. Het het my net gisteraand geslat hierdie skrifie. As for what, dis die vergelyking van die saaier, en Jesus praat hierso. Hy sê, as for what was sown on good soil, this is he who hears the word and grasps and comprehends it. He indeed bears fruit and yields in one case 100 times as much as was sown. In another 60 times as much as was sown, and in another 30. Hy sê, Jesus sê, die woord is die saad wat gesaai is. Die saad wat gesaai het is Jesus Christus. Hy sê, as daai saad op goeie grond val, dan vra ek vir jou, alles wat gesaai word volgens sy aard, wat kom op? Die woord is Christus. Wat kom op? Christus Jesus kom op. Wat kom uit jou uit as ek jou squeeze? Kom Christus Jesus uit. En as hy grond is wat my en jou job, hy elke dag opstaan, elke dag meditasie. Die saad wat gesaai is incorruptible, soos wat Petrus sê. Hierdie saad wat Christus Jesus gesaai het, hy het homself gesaai aan die kruis, en hy sê, hierdie saad is in my en in jou gesaai, en dit bring tevoorskyn. Dit moet tevoorskyn bring. Die aard van hierdie saad is, dit bring 100-voudig, 30-voudig, 60-voudig tevoorskyn. Dit kan nie anderste nie.
Dit is die ja en die amen van God. Dit is die beloftes. Hoe lyk jou grond? Hoe lyk jou grond waarin hierdie woord vandag gesaai is? Gaan jy hier uitstap en laat die sorge van die lewe net die saad kom oppik weer? Of gaan jy jou mindset verander? Gaan jy tot inkeer kom? En sê, weet jy wat, daar is dalk hierdie worries, daar is dalk hierdie sorge, maar ek gaan nie toelaat dat hierdie saad opgesnatch word nie. Vir eens in my lewe gaan hierdie saad wortel skiet in my lewe. Want ons stap hier uit by die kerk, ons is ja en amen en halleluja en heilig hierso, en die volgende oomblik kom die sorge en hy snatch dit weg van jou af. Dis nie die Here wat dit doen nie. Come on, weet nie vanoggend jou meditasie fix te hê op Jesus nie. Hy is die begin van jou geloof. Hy is die volleinder van jou geloof. Hy is die perfecte of your faith. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die wie na hom toe kom en glo dat hy is wat hy is. En 'n beloner is vir die wat hom soek. Hoe perfek is dit nie? Hy sê in Hebreëus, I'm the author of your faith. I'm the perfecter of your faith. En die vorige hoofstuk 11 sê hy, sonder daai faith is dit onmoontlik om God te behaag. Hy gee vir jou alles op 'n skimbord. Hy sê, jy kon geloof, en volgende hoofstuk sê hy, I am the author of that faith. I am the perfecter of that faith. So, it's a done deal. Wat gaan jy maak met dit? Wat gaan jy maak met jou blessing? Die blessing van Abraham se tyd af, dit was Christus. Christus het dit gebring. Hy het geloof gegee, alles. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik. Hy sê, okay, kom ek gee dit vir jou. Gaan jy toelaat dat die sorge van die lewe, die onkruid, of gaan jy toelaat dat die minute jy op 'n rotsbankie val, of gaan jy die Here vertrou vanoggend vir sy faithfulness, en dat jy kan rus, dat daar niks is wat jy moet byvoeg nie. Daar is nie nog 'n oulike geitjie van jou nie. Al wat jy het, wat jy gebring het aan die tafel toe, was sonde. En daarvoor is die prys betaal. Nou, daar is nie meer iets. Kom ons sluit af met 2 Korintiërs 1 vers 20. Hy sê, for as many as the promises of God, for many as are the promises of God, wie weet hoe baie daar is, they all find their yes answer in Him, Christ. For this reason, we also utter the amen. So be it. Come on, can I get an amen? Can I get an amen? Yes. Enetjie daar, well done. Iemand kry dit. Jy weet, Jesus praat van, hy praat van die saad wat gesaai word, praat hy van 4 soorte grond. Nee? Hy praat van in die klipbanke, tussen die onkruid en goeie grond, en dan tussen onkruid, ja. So, net 25% van die saad wat gesaai word, is 'n goeie grond. So om te dink 25% hierso vanoggend ontvang dit. Die ander is of dalk is 'n onkruid, want hy noem 4 scenario's. Maar ek soek 'n slag 'n Sondag wat alles in goeie grond val. Nie net 25% nie. Amen. For as many as are the promises of God, they all find their yes answer in Him, Christ. For say faithfulness, for this reason we also utter the amen. So be it to God through Him in His person and by His agency, to the glory of God. But it is God who confirms and makes us steadfast and establishes us in joint fellowship with you in Christ. It is God who confirms and makes us steadfast and establishes us. Paulus praat nog hier van hom in sy prediking, maar net in alles in lewe, dit is God wat altyd, hy is daar om alles te confirm in jou lewe, om alles steadfast te maak, om alles te establish. There's a reason for the season, the seed has been sown, en hy gee geloof. Dit is amazing God. Come on, daar is niks wat hy nog nie gedoen het vir jou nie. Alles is klaar gedoen. Alles is ja en amen in Christus Jesus. Jy moet net 'n mental shift maak en daar inskuif. And anointed us. Hy sê, and has consecrated and anointed us. You are anointed. Enduring us with the gifts of the Holy Spirit. He also
appropriated and acknowledged us as His by putting His seal upon us and giving us His Holy Spirit in our hearts and the security deposit and guarantees us of the fulfillment of His promise. Hallelujah. Die Heilige Gees is binne in jou en soos wat ek praat, confirm die Heilige Gees hierdie goed met jou. Jy sit daar en jy sê, ek weet eintlik al lank al die goed. Dit is wat humbleness is. Om humble te wees is om te weet wie jy is in Christus en actually al volgens te lewe. Nie net om al hierdie goed, dit is wêreldse wisdom om alles te acknowledge en nie eers dit te probeer nie. As jy dit regtig glo, dan gaan jy dit lewe. Geloof is nie gemaak vir 'n area waar nie storm is nie. Dis juis vir die storm. Ons is nie Paulus sê geen versoeking wat jou oorval wat jy nie kan hanteer nie. Hy sê en as dit kom, dan kom die way out, kom saam met dit. Hy sê daar het iets met julle gebeur, met die Christene gebeur wat ons omkant vang nie. Dis 'n wêreldse mindset. Dis soos wat Paulus sê, who bewitched you? Dit het met julle gebeur nie. Ek het vir Petrus het ek gesê, die setels van die hemel gee ek vir jou. Alles wat jy daar bo opsit, sê jy onder opsit sal manifesteer. Sien net 'n mooi storieetjie wat ek geskryf het. Hierdie is die storie van die wêreld van die eeue. Hierdie is die skepingskrag. Hierdie is die woord wat aarde toe gekom het en mens geword het. Hy sê daai selfde woord is nou binne in jou. Hoekom praat jy negatief teen my woord? Hoekom disqualify jy my? Wat gaan aan? Who bewitched you? Don't say that. As jou omstandighede nie so voel nie, praat wat God sê. Moenie praat wat jy voel nie. En kyk hoe dis geloof. En sien wat jy glo dan later aan. Dan sê jy later aan begin sien die goed wat jy praat. Al klink dit malligheid. Sê dit in jou lewe. God het alles vir ons so beskikbaar te gee. Alles is ja en amen. Amen. Dankie Here vir u woord, Here. Dankie dat u is vanoggend. Dankie Heilige Gees dat u dit kom bevestig en dat dit is die seal of approval of the fulfillment of His promise is the Holy Spirit that is in us. And we praise you for this precious gift, Here. Dit is die grootste geskenk wat u vir ons kon gee, Here. Is om ons te lewendig te maak, Here. Is om hierdie verduisterde siel wat ons het te kom enlighten met dit wie u is, Here. En ons sondige natuur weg te neem. Dit is net amazing, Here. Ek is in awe met wat u doen in die liggaam van Christus. Ek is in awe met wat u doen nou hierso. Elke persoon wat u sit, elke hart wat u sit, ken u, Here. Elke ene lê oop voor u. U ken elkeen se begeertes. U weet van elke een se needs wat daar is, Here. U weet van bankrekeninge. U weet van familiedramas. U weet van alles, Here. Here, Heilige Gees, kom dit nou in en bedoen u die prediking verder, Heilige Gees. Kom bedien u die mense. Laat hulle net access met die keys of heaven wat hulle het in hulle hand, Here. Laat hulle ingaan daar in die beloftes in, Here. Laat hulle ingaan daar in freedom in. Dat ons sal bevry word van hierdie slawerny wat al 2000 jaar terug betaal is van, waarin sommige van ons nog steeds sit. Heilige Gees, u kom doen dit nou. U kom vat oor. Vat u die stuurwiel. Vat u die stuurwiel, want u het die koördinate, u het die destination. Ons vat ander afdraaie. Ons kies ander paaie. Ons kies ompaaie. Ons kies klipperige paaie. Maar u het die pad van geregtigheid. U het die regte pad. Ons wil daar, Here. U lei ons op hierdie paaie. Al gaan ons deur die dal van doodskade weer, weet ons is op die regte pad. Ons meditasie is gefokus op u, Jesus. Nie op die shadow of the valley of death nie. Dis nie waarop ons meditasie is nie. U woord sê aan die einde van die valley is daar 'n feestafel. Wow. En u sit dit met ons vyande wat dit moet aanskou. Dis u woord, hierdie woord wat nou uit my mond uitkom, getuig van oorwinning. Dit getuig van 'n lewe wat Jesus Christus gebring het vir ons. Here, ons spreek hierdie in werking. Ons declare dit, Here. Dit is ons geloof, dit is ons meditasie.
Ons gaan nie die wêreld se hoop vat nie, Here. Hulle wys vir ons 'n leuen en wat ons tekortkominge is. In Christus Jesus het ons geen tekortkominge nie. U is ons alles, Here Jesus. U is ons hartsbegeerte. U is die lewende water waarna my siel smag. Kom in vanoggend. Oh, halleluja. Dankie, Here. Dankie vir u bediening nou. Ek kan voel elke een nou, elke een, Here, elke een Heilige Gees. Waai, Here. So rushing wind. Waai al die negativiteit, al die leuns, al die doodboodskappe, waai uit en na die lewe inkom. Wow. Nie wat ons dink, Here, ons dink leuns en ongeloof, Here. U het die woorde wat lewe gee. U is die brood van lewe. Ons eet vanoggend van u. Halleluja. Bless elkeen, Here. Dankie dat elkeen gebless is. Dankie dat u elkeen gesalf het wat hier sit vanoggend om hierdie woord te ontvang. Wow. Alle veroordeling nou uit in Jesus naam. Hierso is mense wat vry is. Die prys is betaal in die naam van Jesus. Alle veroordeling, alle condemnation, alle leuns uit hierso nou. U het lewe gebring en u het vergifnis gebring en u sê aan ons sonde en ons ongeregtighede sal u nooit weer dink nie. Ons doen dieselfde in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Blessed day, ons sien ons mekaar volgende Sondag weer. En daai wat ek nou gesê het aan jou sonde en jou ongeregtighede sal hy nooit weer dink nie. God dink nie daarin nie. So hou op jouself disqualify en jy dit doen. Hoekom doen jy dit dan? Moenie dit doen nie. Fokus op hom wat nie dit doen nie. Amen. Okay. Amen.